Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gas saam met ons vanoggend in die ateljee is Dr. André van der Vyver. Hy is die uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Graan Vereniging vir Graan en Oliesaadhandelaars. André, goeiemôre en welkom. Môre Doopie en dankie vir die uitnodiging. Is lekker om weer hier te wees en môre aan die luisteraars. Lekker om saam met jou te kuier. André, so gee vir ons 'n vinnige kort opsomming. Is die landbougraanpryse onnodig wisselvallig? So wat ons sien elke seisoen en tussen jare is dat pryse skommel geweldig baie as gevolg van klimaatsomstandighede en die belangrikheid van voedselsekuriteit. So ons het net byvoorbeeld laas jaar gesien dat pryse toe ons droogte gehad het, eintlik voor laas jaar, en die effek daarvan en ons kort gehardloop het op voorrade van mielies en sojas en so aan, dat ons moes invoer en pryse het skielik oornag baie gestyg. So ons leef saam met stygings, maar daar is ook iets soos dat daar 'n redelike mate van verduideliking moet wees hoekom die pryse styg. En dit is so as dit oormatig styg of daar nie verduideliking is van wat die rede is nie, en dan begin mens wonder of dit oormatig skommel en dit kan ook negatiewe impakte op die landbou hê. So as graanhandelaars is ons leef ons saam met hierdie begrip van skommelinge of volatiliteit soos ons dit noem, maar daar moet daarom 'n redelike mate van verklaarbaarheid daaraan gekoppel wees. So jy het nou vinnig genoem van klimaatsverandering wat pryse geaffekteer het, maar watter ander faktore is daar wat bydra dan tot hierdie wisselvallige skommelings? Ja, die beskikbaarheid van inligting is 'n baie belangrike faktor. En ons sal seker later daarby kom. Maar ook faktore soos daai selfde inligting sê vir jou hoeveel voorrade daar in die land is, hoe gereedelik dit beskikbaar is, wat jy daarmee doen, en terselfdertyd wat om jou in die gang is, wat op die internasionale mark aan die gang is, of daai pryse op of af gaan, dit beïnvloed ons. Ons het rand-dollar impakte wat ons in Suid-Afrika baie het met die rand wat verstewig het in die laaste tyd, so dit het ook 'n impak, en ons buurlande het ook 'n impak. So daar's allerlei faktore wat inwerk op die pryse wel. Dan is daar ook in terme van die verhandeling van graan self op die beurs, op die JSE, die maniere waarop verhandel word, het ook 'n baie belangrike impak. So deesdae is daar allerlei moderne tegnieke wat gebruik word. Daar's wat ons nou verwys as algoritmes, wat rekenaargedrewe verhandeling is en wat tendense navolg, so dit het ook 'n impak op die prys. So ja, ek meen daar is definitief faktore. So kan jy miskien vir ons hierdie volatiliteit met 'n praktiese voorbeeld verduidelik? Ja, as ons kyk na die prys hierdie afgelope paar maande, sedert Mei maand, dan sal ons sien dat pryse het geweldig gestyg, van ongeveer R4.300 per ton vir witmieliepryse, wat ons noem in die toekomsprys, die Desemberprys op die JSE, na omtrent R5.200 toe, in 'n kwessie van 4 maande, en dit is omtrent R900 per ton wat dit gestyg het. Nou, dit is geweldig baie. Dit was in die begin van die seisoen, toe ons gedink het dat daar miskien 'n tekort aan of 'n matige oes sal wees, daar was 'n bietjie oormaat van reën en sovoorts. En toe het die pryse net weer omgedraai en gedaal van daai 5.200 na 3.800, inteendeel hierdie laaste week of gister het dit nog R100 geval na 3.700 toe. Dit is omtrent 27% of meer, en dit is 'n geweldige skuif in pryse as jy dink in 'n kwessie van 'n paar maande skuif dit op en af, en die implikasies van dit is ook geweldig op die landbouekonomie en op die ekonomie as geheel, en beïnvloed baie van die verskillende faktore of bedrywe wat van die mielieprys afhanklik is. So ons het eers in die begin uitgevoer omdat ons gedink het daar's te veel mielies, toe draai dit om, net 'n paar weke later toe voer ons weer in Kaapstad. Nou dit is as gevolg van die hoë prys, en nou lyk dit my of ons weer binnekort sal kan uitvoer as die pryse nou daal. So dit het allerlei impakte, en jy vra jouself af, is hierdie geweldige skommelinge nodig? Is daar 'n manier wat ons die prys kan stabiliseer van 'n plaaslike perspektief af, of is daar net te veel faktore wat 'n impak het op die pryse? Nee, ek dink daar is regtig te veel faktore wat impak. So jy moet in die eerste plek vir jouself sê dat pryskommelinge is deel van die landbou, as gevolg van hierdie sensitiwiteite van voedsel en voedselsekuriteit. So, maar wat jy wel kan doen is jy kan deursigtig wees, en dit is ons behoefte om te sê daar moet deursigtigheid op die mark wees.
So hoe meer inligting jy tot jou beskikking het, hoe meer en makliker kan jy hierdie bewegings antisipeer, en as jy dit kan verklaar, dan kan jy baie maklik daarmee saamleef en jy kan besluite neem daar rondom, sodat jy nie daardeur negatief beïnvloed word, dat dit jou onverwags tref en jy miskien as 'n boer jou mielies verkoop op 'n lae prys en skielik styg die pryse baie hoog en jy dit was glad nie bewus daarvan of die omgekeerde. So ek dink as ons nou terug is en gesels, ons gaan vinnig oor die hart van die probleem, ons kan 'n bietjie meer in dit indelf. Dit is ons gas vir vanoggend saam met ons Dr. Andrei van der Vyver. Hy is die uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Graan en Oliesade Handelaars. Welkom terug hier op Grootplaas. Ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend, Dr. Andrei van der Vyver, hy is die uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Graan en Oliesade Handelaars. Andrei, so ons het nou so 'n bietjie gepraat oor 'n kort agtergrond. Jy het vir ons praktiese voorbeelde gegee van die volatiliteit, maar as ons nou fokus op die hart van hierdie probleem, die wisselvalligheid in die pryse, ervaar ons manipulasie van die pryse tot voordeel van 'n paar spelers, maar ten koste van die bedryf? Ja, Doopie, dit is nou 'n ongelukkige vraag wat ons nie kan antwoord nie, juis omdat ons te min inligting het. En dit bring ons juis by die kern van die probleem. Ons soek meer inligting, meer deursigtigheid in die mark. So daar is internasionaal verskillende verslae wat saamgestel word wat meer inligting bied vir markspelers en almal wat betrokke is. En die een verslag wat spesifiek baie gebruik word of verwys word na is bekend as die COT report, Commitment of Traders report. Nou so die beurse internasionaal en die regulatoriese mense wat dit beheer, stel hierdie inligting saam en dan word dit gepubliseer en hulle kategoriseer die spelers wat betrokke is. So as ons nou kyk in hierdie spesifieke geval, sien ons dat die boere, die verwerkers, die handelaars en die gebruikers word saam in een kategorie gegooi. Dit is nou die voorbeeld wat ek hier gebruik. En dan sien ons dat wat afhangende van watter posisies hulle op die mark het, kan jy ook aanduiding kry. So in hierdie geval het die ouens wat begin koop het, al minder begin koop in die tweede helfte van Julie af en die mense wat verkoop het al meer begin verkoop. So dit was miskien 'n aanduiding geweest dat die verwagting was dat pryse sou daal, wat dit toevallig toe ook daarna gedoen het op die internasionale mark. Hier is die verslag wat kom van die CME groep in Chicago. En dit gee vir jou daarom 'n aanduiding, want as jy weet almal in die mark verwag dat die pryse gaan daal en boere is besig om te verkoop, dan gaan jy tweemaal dink voordat jy nou self weerhou en sê nee, ek gaan nou maar net uithou nie. So en dit help om hierdie geweldige volatiliteit te beperk. Of as jy weet spekulante is besig om lank te gaan of beleggers, wat die beter woord is, en dan wil jy graag daarvan kennis neem. So dit is hierdie tipe verslae wat ons benodig. En ons het al lankal vir die JSE gevra, seker om 7 jaar terug of so, dat hulle vir ons 'n soortgelyke verslag in Suid-Afrika moet publiseer. Want dit is vir ons baie belangrik om daai inligting tot ons beskikking te hê. Nou daar's ook ander inligting wat belangrik is in die bedryf, so jy moet weet toegang tot voorrade, waar is die voorrade, kan jy die voorrade uitlaai en sekere van die ander inligting wat verwerking en in- en uitvoere intensies om uit te voer en so aan. So dit is nie die enigste inligting wat ons benodig, maar hierdie is spesifiek gefokus op daar waar pryse bepaal word in ons mark op die JSE, waar die meeste van die verhandeling en die prysontdekking plaasvind. So wat sal dan nou die rede wees agter die JSE wat nie vir julle hierdie tipe verslag wil verskaf nie? Wel, ons het hulle gaan sien en hulle beweer dat onder hulle reëls mag hulle nie hierdie inligting beskikbaar stel nie. So hulle kan net inligting beskikbaar stel as die handelaar self, die gebruiker van die speler op die mark, daar toestemming gee dat daai inligting dan nou gepubliseer word, een vir een is dit ware en dit is prakties eintlik onmoontlik, of as die speler self sy inligting beskikbaar stel. En dit is net nie prakties in 'n mark nie, want hierdie inligting, soos ons uit die vorige grafiek gesien het, word gekombineer in kategorieë om die identiteit van individuele spelers op die mark te beskerm, wat ook nodig is, want elkeen het sy eie strategie. So hulle sê hulle kan dit nie doen nie. So die volgende stap was, ons het na FSCA toe gegaan, die Financial Sector Conduct Authority, wat die JSE reguleer, en ons het hulle gevra of onder die Financial Marketing Act, die finansiële wetgewing, of hulle die JSE kan toestemming gee of verplig om hierdie inligting
beskikbaar te stel, maar hulle antwoord was soortgelyk en gesê die wetgewing tans maak nie voorsiening vir die beskikbaarstelling van hierdie inligting nie. Die wetgewing word wel is in 'n proses van hersiening, maar dit gaan 2 of 3 jaar vat en ek dink nie ons kan so lank wag nie as ons hierdie geweldige skommelinge sien wat ons deesdae ervaar. So nou sit ons in 'n probleem waar ons moet nou dink aan alternatiewe oplossings en daar is gelukkig 'n paar onder die bestaande bemarkingswetgewing kan ons is daar reeds statutêre maatreëls waaronder jy spelers kan verplig om sekere inligting beskikbaar te stel. SAGIS wat die graaninligting beskikbaar stel, hulle maak die inligting met mekaar, sit dit so dat dit nie maar die nodige gesprekke wat julle moet hê is darmal aan die gang. Ja, dit is aan die gang, ja. Okay, fantasties. So, André, ongelukkig ons tyd wat uithardloop. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het. Dis ons gas vanoggend Dr. André van der Vyver, uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Graan en Oliesade Handelaars. Dis groot plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het saam met ons geniet en ons sien mekaar weer môreoggend.